Ek wil graag vanaand met u praat oor hierdie onderwerp, vryheid van bitterheid. En ek vra u om saam met my te blaai na Genesis toe. Genesis hoofstuk 37. Die opskrif Genesis 37 sê Josef word deur sy broers verkoop. Ons gaan saam lees, ek gaan hier 'n gedeelte lees en nog enkele verse in hierdie hoofstuk en dan na hoofstuk 50 toe gaan waar ons ook 'n gedeelte gaan lees. Maar kom ons begin by vers 2. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. Soos net 'n boetie kan, 'n klein boetie. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Vir wie maak dit sin? Probeer dit in jou eie huis. En kyk of jy 'n ander resultaat gaan kry. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Die gerwe en die sterre wat voor sy gerf en sy ster kom by. Ken die verhaal. Nou, ek wil dan vir u 'n entjie verder vat in hierdie hoofstuk. Na vers 24 toe. Sy vader stuur hom om te gaan verneem hoe dit met sy broers gaan. En hulle het hom gesien van ver af aankom. Dan sê in vers 26, toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed vergiet? Nou kom ek sê net, hulle het hom van ver af sien aankom, toe besluit hulle, kom ons maak hom dood, omdat hulle nie van hom hou nie, hulle het hom gehaat, sê die Bybel, en toe het hulle hom in 'n put gegooi. Maar hier kom toe nou as Islamite wat 'n trek verby, 'n karavaan op pad na Egipte toe, en Juda maak 'n plan. Juda was 'n man met 'n plan. En ek wil hê u moet sy naam optel, want ek wil graag, ons gaan vanaand 'n bietjie na Juda se lewe kyk. So Juda sê, watter voordeel is dat ons hom doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop. Maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 sikkels silwer. En hulle het Josef na Egipte gebring. En dan sal u sien hoe Reuben skrik toe hy by die put kom, sy broer is nie daar nie. En dis 'n gedane saak. Nou, let net op, 38, die hele hoofstuk gaan oor Juda. Ons gaan weer daarna verwys. Maar nou wil ek hê jy moet saam met my blaai na hoofstuk 50. So dis nou die einde van hierdie verhaal. Ons kom na die einde van die hele storie. Hier was broers wat Josef gehaat het. En 'n mens kan in 'n sekere sin ook verstaan hoekom. Hier's hulle weer. Maar nou lyk die prentjie 'n bietjie anders. Hulle ou vader het gesterf, Jakob. Nou lees ons in vers 15. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. Die vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ag, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde,
want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortreding van ons wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Hulle verkoop hulle broer as slaaf, maar nou is hulle slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie. Ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. Is dit nie 'n kosbare gedeelte in die woord van die Here nie? Tot sover. Hier kom sy broers, hulle val voor hom neer en sê, ons is u slawe. As ek 'n teksvers kan voorhou, sal dit hierdie gedeelte wees. Ons is u slawe. Ek wil graag vanaand, soos ek reeds gesê het, met u praat rondom hierdie gedagte. Vryheid van bitterheid. Is dit haalbaar? Wie het al seer gekry? Wie was al bitter? Is dit realisties om enigstens so 'n tema aan u voor te hou? Weet jy, die afgelope tyd, hierdie jaar, aan die een kant het ons met so baie siekes te doen gehad, maar in die ander kant, met huweliksprobleme, dit was nou tereg nie mense in ons gemeente nie, maar dit was amper vir my asof dit uitgestaan het. Mense wat selfs in 'n huweliksverhouding, wat mooi moes begin, dit wat twee mense wat mekaar op 'n stadium lief gehad, en op 'n plek beland, waar daar in steede van liefde, bitterheid en smart is. En as 'n mens na die dinge hoor wat in 'n huwelik kan gebeur, en in verhoudinge kan gebeur, dan wonder 'n mens, kan ons vry wees van bitterheid? En tog wil ek sê ja, want die Here sal nie in Hebreërs 12 vers 15 sê, pas op, dat niemand in die genade van God veragter, en dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, as dit nie haalbaar is nie. En kom ek sê net vir u, vryheid van bitterheid is moontlik, maar weet dit, ons word nêrens gevrywaar teen smart nie. Dis gewoonlik die smart wat die bitterheid veroorsaak. En daarom wanneer u en ek met smart te doen kry, moet ons leer om daarmee te werk. Selfs die Here Jesus Christus, Jesaja 53 vers 3 sê, hy was 'n man van smarte, bekend met krankheid. Ons is niemand gevrywaar van smart nie. Dis hy wat in Johannes 16:33 sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Amen. Wie dit al beleef? Ons kry seer. Wat ek wil hê, en ek hoop dit het al so 'n bietjie deurgeskemer, dis nie net Josef wat in hierdie verhaal seer gekry. As ons dink aan Josef in die eerste plek, sy broers het lelik met hom gepraat. Dit moes hom seer gemaak. Hulle het nie net lelik met hom gepraat nie, hulle wou hom doodmaak. Hulle gooi hom in 'n put, hulle verkoop hom as 'n slaaf, en hier sit hy in Egipte land, en dink daaraan, hy het tyd gehad om die seer en die kwaad en die dinge wat hom aangedoen is, te oordink. Gaan dink daaraan, nadat Potifar se vrou, of hom, in daardie gedeelte hy as in die tronk gegooi word,
En hy was 'n slaaf in daardie huis, en toe hy in die tronk beland, nadat die bakker en die skinker in daardie gedeelte vrygelaat is, het dit 2 jaar gevat, voordat die farao hierdie gesig gehad het. So hy het ten minste 2 jaar in die tronk gesit, waar hy kon dink oor dit wat hom aangedoen is, eensaam en alleen. Weet jy, en tog as ek na sy verhaal kyk, die laaste, Genesis 50, dit wat ons gelees het sy smart nie omgeskakel in bitterheid. Hoe anders as sy broers? Weet jy, hulle het ook seer gekry. Hoe moet dit voel, as jy besef, dat jou pa, jou eie pa, het een van sy kinders baie liewer as vir jou. Hulle het met hom lelik gepraat, dit het hulle seer gemaak. Maar weet jy, hulle smart het omgesit in bitterheid. En dink daaraan, hulle verkoop Josef as slaaf. En op die einde van die dag, wat het van hulle slawe gemaak? Hulle bitterheid. Die bitterheid, dit wat gemaak het dat hulle hom so behandel het, het op die einde van die dag gemaak dat hulle voor hulle broer neerval en sê, ons is u slawe. Maar ek wil vir u dit sê, al het hulle hom verkoop as 'n slaaf, was Josef nooit hulle slaaf. Want hy het nie toegelaat dat hierdie bitterheid ook in sy hart groei nie. En ek hoop u hoor vanaand baie duidelik dat bitterheid maak van jou 'n slaaf. Het daardie worteltjie al gegroei? Het jy al beleef as daar net iets negatiefs gebeur, dan speel dit, daardie smart, daardie hartseer van vooraf in jou gemoed, speel dit weer van vooraf voor jou af. Daardie persoon wat jou seer gemaak het, jy sukkel om aan ander dinge te dink, dit vang jou gedagtes vas, dit begin jou hele lewe te domineer. Jy's 'n gevangene, jy's 'n slaaf van iemand waarvan jy heel moontlik nie eers hou nie. Dis bitterheid. Maak van jou 'n slaaf. Ek wil graag met u praat rondom hierdie gedagte, vryheid van bitterheid. Maar ek wil hê u moet sien die twee kante van die saak. Ek wil hê u moet sien wat het met Juda gebeur. Maar ek wil hê u moet ook sien wat het met Josef gebeur. So by elke punt wil ek al twee hierdie partye aanraak. Nou, Juda is die een wat, as jy die hele verhaal lees, lyk hy soos die segsman. Hy is die een wat praat. Hy is die een wat sê, nee man, kom ons maak hom nie dood nie, kom ons verkoop hom, dan verdien ons ten minste iets uit die hele saak. En sy broers het na hom geluister. Hoofstuk 38 gaan oor Juda. As jy in 43 lees, nadat Josef Simeon agtergehou het, is Juda die een wat sê, hoor, ek sal in die plek van Benjamin gaan staan. Asseblief pa, laat ons toe om na Egipte te gaan, dat ons gaan koring kry en dat ons iets het om te eet, anders gaan ons sterwe. Hy is die een wat praat. Toe die goue beker in Benjamin se sak ontdek is, weer eens toe hulle by Josef kom, wie is die een wat praat? Juda. Hy was die segsman. En daarom dink ek, is dit nie snaaks dat toe sy ou vader Jakob aan die einde van sy lewe in hoofstuk 49 vir Juda seën, toe sê hy vir hom, die scepter sal van Juda nooit wyk en die veldheerstaf tussen sy voete nie. Juda was amper soos 'n leier gewees in hierdie groep. En daarom dink ek nie, sal dit vreemd wees of verkeerd wees om te vermoed dat die een wat in hoofstuk 50 voor Josef staan, voor hom neerval en sê, maar ons is u slawe, is die man wat met die voorstel gekom het, kom ons maak hom nie dood nie, kom ons verkoop Josef as slaaf. En ek wonder toe hy vir sy vader sê, maar ek sal in die plek van Benjamin wees, as hy nie terugkom nie, sal ek u vir altyd skuldig wees.
Juda was van daardie dag af 'n slaaf gewees van Josef, 'n slaaf gewees van bitterheid. 'n Man wat gebind is, omdat hy toegelaat het dat bitterheid in sy hart wortel skiet. Min het hy geweet dat dit juist dit is wat van hom eendag 'n slaaf sal maak. Is daar bitterheid in jou hart? Teen jou man, teen jou vrou, teen ouer, 'n pa, ma? Is daar bitterheid in jou hart? Teen iemand by die werk, 'n geliefde, 'n familielid? Pas op, bitterheid maak van 'n mens 'n gevangene. Dit maak van jou iets wat jy nie wil wees nie. Weet jy, en die vraag wat in my hart kom lê het is, hoe is dit moontlik dat Josef, wat eintlik soveel meer ongeregtigheid beleef het soos sy broers, daarin geslaag het om vry te bly en vry te kom van bitterheid. En ek wil dit sê in die eerste plek, hy het nie toegelaat dat sy smart, sy hart verhard. Weet jy, smart kan 'n mens se hart verhard? Weet jy, in Hebreërs 3 vers 8 praat hy oor die uittog uit Egipte en wat die wat Israel in die woestyn beleef het. En dan sê hy, moenie julle hart verhard soos in die verbittering, in die versoeking in die woestyn nie. Bitterheid maak 'n mens se hart 'n klip. Ja, hy pomp nog bloed, maar dit maak jou gevoelloos. En as ek na Juda kyk en na sy verhaal kyk, dan sien ek dit is wat bitterheid met hierdie man gedoen het. Hy's nie net 'n man wat sy eie broer verkoop as 'n slaaf vir geld nie. Maar gaan lees die gedeelte in Genesis 38. Tamar, sy skoondogter, toe dit bevind is dat sy swanger was en hulle vir hom die boodskap bring, Tamar het gehoreer, toe sê hy, laat sy uitbring en laat ons haar verbrand. Jy sien nie in hierdie man se hart meer iets van meegevoel nie. Daar het 'n hardheid ingetree. Bitterheid en smart maak baie keer dat ons mure bou. Dit maak dat ons maskers opsit. Dit maak, dit wat jy vanmôre gehoor het, dat ons voorgee in steede van om oor te gee. Hier is 'n man wat 'n voorgee lewe begin leef het, en by die tweede punt gaan u dit so duidelik sien. Hoe het Juda nie net voorgegee nie? Sy hart het 'n klip geword. Het die bitterheid dieselfde in jou hart gedoen? Jy gevoelloos geraak? Jy voel dalk selfs in jou huwelik, ek het nie meer 'n gevoel vir my man of vir my vrou. Ek het nie meer 'n gevoel vir mense. Jy's koud en klinies. Ek glo die Here wil jou help om vry te kom, ook van bitterheid. Dalk is jy nog bitter teen 'n ouer. Vandag is hulle dalk al dood. Jy's getroud. Maar selfs in jou huwelik is daar 'n koudheid. Want bitterheid het van jou hart klip gemaak. Aan die ander kant sien ons vir Josef. Ek lees in hierdie gedeelte dat terwyl sy broers met hom praat, in vers 17 sê hy, het Josef geween. Weet jy, het Josef smart geken? Ek dink in 'n oordrewe maat, maar weet jy, hy kon nog steeds ween. Hy het nog steeds meegevoel gehad. Ek lees van die Here Jesus, Johannes 11:35, waar Lazarus dood is, het hy geween. Ek lees dat hy oor Jerusalem geween het. Ek lees in Hebreërs 5 vers 8, dat hy in die dae van sy vreemdelingskap met
sterk geroep en trane gebede geoffer het. Hy was 'n man wat ten spyte van alles wat met hom gebeur het, hoe het ons as mens hom nie net verwerp en weggestoot nie, maar hy het nie sy hart vir ons verhard nie. Hy kon nog steeds oor ons ween. Miskien het u en ek nodig om weer te leer om te ween. Nie 'n masker op te sit en 'n front voor te hou nie. Moenie voorgee nie. Ons moet oorgee. Dis wat die Here vanmôre so mooi met ons oor gepraat het. Josef het nie toegelaat dat smart sy hart verhard nie. Die tweede ding, hy het nie toegelaat dat smart hom blind maak vir sy eie swakheid. Weet jy, dit is vir my so treffend as jy na Judas se lewe kyk. Nou, jy kan gerus hoofstuk 38 gaan lees. Ek wil nou nie te veel daarop hamer nie, maar hy hoor Tamar is swanger. Sy het haar voorgedoen as 'n hoer aan hom. Dis hy wat haar swanger gemaak het. En toe hy hoor, maar sy toereer, toe sy baie vinnig om te sê, bring haar, laat sy verbrand word. Kan 'n mens so blind wees vir jou eie sonde, dat jy nie besef, dat maar dit is ek staan ook agter die deur, as hulle haar moet verbrand, moet hulle my eintlik ook verbrand. Maar sy bitterheid het hom blind gemaak vir sy eie swakheid. Hy het gedink, hy het reg. Hy het gedink, hy is die sterk een. Hy is regverdig. Weet jy, dis wat bitterheid vra. Dit vra dat jy dink, jy het nie foute nie. Dis hoekom jy jou kan wreek. En dis ook hoekom die Here sê, dat ons nie moet wreek nie. Neem nie wraak nie. Gee plek vir die toorn, dan sê die Here, my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Juda, sy bitterheid het hom blind gemaak. Weet jy, ek wil u 'n gedeelte lees in Jakobus hoofstuk 4, waar hy praat oor mense wat kwaad spreek, en dan sê hy wat kwaad spreek eintlik kwaad van die wet. Kom ek lees dit vir u. Jakobus 4 vers 11. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder, en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Jy stel jouself aan as 'n regter. Hy sê een is wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Dit staan in skrille kontras teen Josef wat toe sy broers voor hom staan, ek dink is in vers 18 of 19, wat hy vir hulle sê, is ek God? Is ek God? Ek gaan nie wraak neem op julle nie. Ek is nie die Here nie. Wie's ek om julle te oordeel? Ek wil hê jy moet daaraan dink dat hy was die tweede magtigste man in die wêreld gewees. As hy hierdie broers van hom voor die hof moes sleep, was hulle skuldig gewees. Hy kon hulle voor 'n regbank sleep. As jy vandag tronk toe gaan, of na die polisiestasie toe gaan en sê, ek het 20 jaar terug iemand doodgemaak, gaan hulle jou toesluit. Hy het reg gehad, en hulle het hom seer gemaak. Maar hy vra hier die vraag, is ek God? Pas op dat jou bitterheid jou nie blind maak.
Want die dinge waarvan ons ander mense oor aanvat, ons doen dikwels dieselfde dinge. Ons is kwaad vir ander. Maar om die draai, omdat ons ook baie keer seer het, doen ons ander mense dieselfde kwaad aan. Soos 'n Juda. Ek dink as 'n mens dit besef, maak jy die deur oop dat die Here jou kan vrymaak van bitterheid. Here, daai persoon wat my seer gemaak het, as dit nie vir u genade was nie, dan was ek hy. Ek het eendag die verhaal gehoor van 'n ou dame, en ek kan nie mooi presies onthou hoe dit gaan nie. Maar sy het altyd in enige situasie iets gevind om oor dankbaar te wees. Totdat iemand haar seun skiet. En toe wonder hulle, wat gaan sy in hierdie situasie sê? En toe sê die nuus hoor, toe sê sy, dankie Here, dit kon my seun gewees het, wat die skietwerk gedoen het. Ons het altyd nie net iets om voor dankbaar te wees nie, maar weet jy, ons moet waak. Daar is maar een tree tussen ons en die dood. Ons kan in dieselfde strik trap as wat Juda getrap het. Bitterheid het hom blind gemaak. Daai stukkie, ons sê baie keer iemand is blind van woede. Dis die waarheid. 'n Mens word ook blind van bitterheid. Dink daaraan, as jy nie vergewe nie, sal die Here jou nie vergewe nie. Matteus 18 vertel die Here 'n gelykenis, 15 tot, ek dink vers 35, en u kan dit gaan lees. En dan praat dit in daardie gedeelte van 'n diensknegt, wat sy heer 10.000 talente skuld. Om dit vir jou in perspektief te stel, 'n talent is gelykstaande aan 6.000 denarii. 1 denarii was 'n dagloon. As hierdie man 6 dae 'n week, elke week gewerk het, sou dit hom 19 jaar gevat het om 1 talent terug te betaal. 19 jaar. Hy het 10.000 geskuld. Ek weet, hierdie ou, om soveel skuld te maak, moet jy nie net 'n skelm wees nie, jy moet 'n opperskurk wees. Dit is onmoontlik. Dit is soos om die regering leeg te maak. Weet jy, maar toe iemand hom 100 penning skuld, 3 maande se salaris, 'n bedragie wat terugbetaalbaar was. Toe hy daardie man kry, toe gryp hy hom in die keel. En toe sy heer, wat hierdie man 10.000 talente vrygeskeld het, dit hoor, kon hy met reg sy ore nie glo nie. Weet jy, dis wat bitterheid doen. Maak dat ek blind word en dat ek soos hierdie man iemand aan die keel gryp oor 100 pennings, terwyl ek 10.000 talente aan God verskuldig is. Moenie dat bitterheid jou blind maak. Weet jy, die derde en die laaste punt wat ek aan u wil noem. Dit het Juda, die rede hoekom Josef nie bitter geword het nie. Hy het nie toegelaat dat sy smart hom blind maak vir die hand van die Here in sy lewe nie. Weet jy, ek dink dis die hoofding. Is dit nie treffend dat hy in vers 20 sê, julle het dit wel ten kwade bedoel, dan sê hy, maar God, ek dink dis sekerlik die kosbaarste woorde in die Bybel, maar die Here het mense jou seer gemaak, het mense jou te nagekom, dan kan jy ook sê, maar die Here, en Juda moes dit geweet het. In Genesis 29:31 sy eie ma Lea. In daardie gedeelte lees ek dat toe die Here sien dat Lea nie geliefd was nie, het die Here haar moederskoot geopen. Hier is 'n jong man wat moes geweet het, want die Here sal my saak verdedig. En die Here het sy saak verdedig.
Die scepter sal uit Juda nie wyk nie, die veldheerstaf sal tussen sy voete nie uitgaan nie. Hy sal heers. Dawid kom uit die stam van Juda. Die Here Jesus Christus kom uit die stam van Juda. Ag Juda, as jy maar kon sê soos Josef, maar God, ja ek het smart, ja my pa stoot my weg, maar raai wat, die Here het my aangeneem. Wil jy dit nie maar vanaand bely nie? Want as jy dit uit die oog uit verloor, dan gaan jy ook bitter, sinies, smartvol en jy gaan 'n slaaf en 'n gevangene word van ander mense. Los dit. Laat dit gaan. Die Here wil jou vry maak. Josef, julle het dit ten kwade bedoel, maar God. Weet jy, ons ken almal daai gedeelte, dis al tot vervelings toe aangehaal. Alles werk ten goeie mee vir die wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8:28. Wil u nie almal vir 'n oomblik, maak almal julle Bybels oop. Romeine 8. Want ons haal dit uit konteks aan. Jy kan dalk vra, hoe kan dit wat in my lewe gebeur tot voordeel strek? Romeine 8:28. Dan wil jy nie daarso lees en ek weet, ons, dan kan jy mos jou eie naam daar insit. En ek weet jy dit? Ek weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Het die Here jou lief? Kyk gou vir my. Het die Here jou lief? Is jy bitter vanaand? Ek wil jou 'n vraag vra en ek wil hê jy moet dit mooi hoor. Het die Here jou lief? Want as jy hierdie vraag nie kan antwoord nie, hoe sal jy ooit vrykom van bitterheid? Ek wil vir jou sê meer as wat jy ooit kan droom, het die Heilige, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde jou lief. Hy het jou naam in sy handpalms uitgegraveer. Het hy jou lief? 1000 maal ja, hy het jou lief. Voel jy het jou lief? Jy sê dalk maar ek voel dit nie. Wel, of jy dit nou voel en of jy dit nie voel nie. Dit maak geen verskil aan die feit en die waarheid dat die lewende God jou lief het. Vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, hoor wat sê hy, want, en dis waar ek wil hê met die konteks raak sien. Weet jy dat alles wat met ons gebeur, doen iets aan ons? Gaan jou of bitter maak of beter. Maar die Here wil hê dat dit jou beter sal maak. Want hy sê, want die wat hy van tevore geken het, ken die Here jou? Hulle ken hy jou. Die het hy ook van tevore verordeneer. En hoor nou, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Weet jy wanneer werk dinge ten goeie mee? As Jesus na vore kom. Weet jy hoekom gebeur slegte dinge met ons baie keer? Weet jy hoekom beleef ons smart? Want hy was 'n man van smarte. Sodat ons kan sterwe en dat Jesus verheerlik kan word. Voel jy swak? Weet jy toe, in ek dink is 2 Korinte 12, hier vanaf vers 9, waar Paulus worstel met 'n engel van die Satan wat hom in die aangesig slaan,
Sê 3 maal het ek die Here gebid dat hy van my sal wyk. 3 maal het die Here vir my gesê, my genade is vir jou wat genoeg. Hy sê, want my krag word in swakheid volbring. Is jy swak? Hou goeie moed, dis wanneer Jesus verheerlik kan word. My krag word in swakheid volbring, dan sê Paulus, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in benoudhede, in node, in vervolginge. Want wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Wanneer mense van ons seer maak, dan het ons die geleentheid om die geur van Christus te versprei. Ons word soos 'n roosknop, waarder jy hom trap, hoe meer verspreide die geur van Christus. En daarom dat daar baie keer in ons lewe smartvolle dinge gebeur, in ons huwelik. As jy voel ek word getrap, wees maar net Jesus. Alles werk ten goeie mee. Dis hoekom die Here nie net daardie persoon uit jou lewe verwyder nie, want hy wil Jesus in jou lewe sien. En hoe kry jy Jesus in iemand se lewe? Hoe bring jy dit na voorskyn, te voorskyn? Dit is amper soos iemand wat een keer vir Michelangelo gevra het, terwyl hy besig was om 'n engel uit klip uit te kap. Vra hom, maar hoe kry jy dit reg? Hier staan 'n stuk rots, en jy kap 'n engel daar uit of 'n perd. Toe sê, is maklik, ek kap uit alles af wat nie perd is nie. En sien daar. Dis maklik. Weet jy baie van die dinge wat met ons gebeur, die Here is besig om dit af te kap, wat nie Jesus is nie. Vryheid van bitterheid begin. Ek wil sê dit begin en eindig by oorgawe. Gaan jy voorgee of gaan jy oorgee? Gaan jy sê, Here, hier is ek. Ek gaan nie bitter word nie, ek gaan nie vertrou. Ek gaan nie kwaad word en teen hierdie persoon verbitterd wees nie. Nee, ek gaan vir daardie persoon bid. Jy sê vir my vanaand, ek kan nie vergewe nie. Ek het dit al 1000 keer probeer. Ek het dit al bely en ek sal met jou saamstem, ek aanvaar dit. Dit is so. Maar kan ek jou vra, kan jy vir daardie persoon bid? Kan jy? Of moet jy nou begin, Here, ek voel om te bid, slaan hom dood, maar ek gaan vra, Here, asseblief, werk in hierdie persoon se hart. Jy sal uitvind, die Here maak jou vry van bitterheid. Is dit nie treffend, Josef in hierdie gedeelte? Ek sal vir julle en julle kinders sorg. Julle het my seer gemaak, maar ek gaan my nie deur die kwaad laat oorwin nie. Ek gaan die kwaad oorwin deur die goeie. Ek sluit af. Ek het eendag die verhaal gelees van Leonardo da Vinci, wat toe hy die laaste avondmaal skilder, dit het hom blykbaar 21 jaar gevat, het hy lewende voorbeelde gevat, wat gesit het en hy het hulle geskilder. En hy het 'n man gesoek, hy het blykbaar 'n jaar gesoek na 'n man om Jesus voor te stel. En hy het die man daar gesit en hy het hom geskilder. 9 jaar later, toe kom hy by Judas. In 'n jaar en 'n half het hy gesoek na 'n gepaste persoon om Judas voor te stel. En op 'n dag toe hy 'n geldstuk in 'n hoed gooi, en die persoon hom opkyk, toe weet hy het Judas gevind. Die verraad, die bitterheid is op hierdie man se gesig uitgebuitel. En hy het hom daar laat sit. En blykbaar toe hy klaar was om Judas te skilder, het hy teruggestaan en hy het gesê vir hierdie man, hierdie gaan een van die beroemdste skilderye nog wees. Wat dink jy? En die man is doodstil. En hy kyk om en die ou kyk af, die ou kan nie praat nie. Hy sê, luister man, ek praat met jou. Wat dink jy? En op 'n stadium kyk die man op met trane in sy oë. Hy sê, meneer, 9 jaar terug was ek Jesus. Nou het jy my gekies om 'n Judas te wees. Familie het my seer gemaak, my te nagekom. Ek het toegelaat dat bitterheid in my hart groei. Ek glo
Die Here wil ons vrymaak van bitterheid. Amen. Kom ons sluit ons oë.